gegevens op die blaadjie is nie heeltemal ooreenkomstig dit wat ons vandag presies gaan bespreek nie. Daar staan, ons lees uit Filippense 1 en ons gaan 'n gedeelte lees uit Filippense 1. En die tema is die som van ons lewens. Nou die tema het so 'n bietjie verander, alhoewel ons ook oor die som van ons lewens gaan praat. Maar soos wat ek genoem het, ons gaan meer in diepte kyk na wat wysheid is. So ek noem dit vir u, die rede is dan nie dat die persone wat verantwoordelik is vir die blaadjie 'n fout gemaak het nie. Ek het te laat daardie veranderinge aangebring om die blaadjies aan te pas. So ons gaan lees uit Filippense 1, maar nie daai hele gedeelte nie. Ons gaan lees vanaf vers 19 tot en met vers 26. En dan gaan ons ook lees uit 1 Konings 4 vanaf vers 20, die gedeelte wat handel oor koning Salomo. En ek gaan vir u ook saam lees 'n kort gedeelte vanuit die Heidelbergse Katekismus. Maar voordat ons hierdie gedeeltes alles lees, gaan ek vra dat ons broers vir ons sal opstaan, dat ons as gemeente nou saam sal stil raak, en dan vra ons in afhanklikheid ons Here om vir ons ook sy woord vanoggend te open. Almagtige God en hemelse Vader, Here, die wêreld hierbo rondom ons is nat en oorstroom. En in die Kaap is dit droog en die wêreld daar brand. Maar te midde van dit alles, hoe wonderlik om te weet, hoe heerlik om daaraan te kan dink, ons aanbid die Skepper, wat al hierdie dinge in sy hand hou. Here, u laat die seisoene draai, want u is in bly en beheer. Here, ons weet daar is ook seisoene van die lewe. Daar is seisoene op die kerklike kalender. Selfs dit, selfs die tyd is onder u hand. En daarom hoef ons nie die dag van môre te vrees nie. Daarom hoef ons nie vir verandering in die wêreld rondom ons bang te wees nie. Alles is en bly onder u beheer, onder bewaring van die Skepper. Dankie dat ons saam hier kan wees na die afgelope vakansie waar ons ook weer herinner was dat u afgedaal het na 'n krib om weer u troon te bestyg van waar u ons ook regeer. Dankie dat ons vanoggend hierdie erediens kan bywoon. Dat ons hier saam as die kinders in biddende gewydheid u kan benader. In vrees u kan nader. Dankie dat ons elke dag kan aanpak en weet God is met ons. Here, staan ons as gemeente ook by as dit u wil is, met ons voorbereiding vir al die jaar se dinge wat kom. Wees met elkeen wat siek is, swaar het, seer het. Dalk moet hospitaal toe gaan, ons dink aan tannie Erika en oom Henny, Frikkie en oom Skalk. En ons vra ook dat u elkeen sal seën wat hierdie week verjaar. Ons het gesien, is 'n lang lysie. En ons is saam met ons broers en susters ook daarvoor dankbaar. Here, ons bid en vra ook, bring ons op ons knieë voor u in die besef dat in alle dinge is en bly ons van u afhanklik, ook nou waar ons u woord open. Want u alleen is groot en almagtig, u alleen is Skepper en Heerser. U alleen is Verlosser en Here. Aan u alleen al die eer. Amen. Ek gaan begin, dan lees ek vir ons die Heidelbergse Katekismus.
Sondag of 'n vraag en antwoord 18. Ekskuus, dis baie kort, maar ek wil hê u moet hierdie ook in gedagte hou wanneer ons die ander skrifgedeeltes ook nou gaan saamlees en wanneer ons met die preek besig is. Die vraag is: maar wie is hierdie middelaar wat 'n gelyk waaragtige God en 'n waaragtige regverdige mens is? Ons Here Jesus Christus, sê die antwoord, wat deur God aan ons geskenk is tot wysheid, tot regverdigheid, tot heiligmaking en tot verlossing. Wysheid, regverdigmaking, heiligmaking en verlossing. Nou ek gaan vir ons nou saam lees 1 Konings 4 vanaf vers 20. Juda en Israel was talryk soos die sand wat aan die seestrand is in menigte. Hulle het geëet en gedrink en was bly. Verder was Salomo heerser oor al die koninkryke van die Eufraat af tot by die land van die Filistyne en tot by die grens van Egipte. Hulle het belasting aangebring en Salomo gedien al die dae van sy lewe. En Salomo se voedsel vir een dag was 30 kor fynmeel en 60 kor meel, 10 vetgemaakte beeste en 20 veldbeeste en 100 stuks kleinvee, behalwe die takbokke en gemsbokke en gestippelde takbokke en vetgemaakte gaanse. Want hy het geheers oor alles wes van die Eufraat, van Tifsag af tot by Gaza, oor al die konings wes van die Eufraat, en vrede gehad aan alle kante rondom, sodat Juda en Israel veilig gewoon het, elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, van Dan tot Berseba, al die dae van Salomo. Verder het Salomo 40.000 krippe gehad vir sy trekperde en 12.000 ryperde. En daardie bestuurders het elkeen in sy maand koning Salomo onderhou en almal wat aan die tafel van koning Salomo kom, hulle het niks laat kort kom nie. En die gas en die strooi vir die perde en die renperde het hulle gebring op die plek waar dit moes wees. Elkeen volgens sy orde. Ons sien tot op hierdie punt, dit het goed gegaan onder Salomo se heerskappy. En dan lees ons vanaf vers 29 oor die wysheid van Salomo. En God het aan Salomo wysheid gegee en 'n baie groot verstand en 'n ruimte van insig soos die sand wat aan die seestrand lê. Sodat die wysheid van Salomo groter was as die wysheid van al die kinders van die ooste en as al die wysheid van Egipte. Ja, hy was wyser as al die mense, as Etan die Esrahiet en Heman en Kalkol en Darda die seuns van Mahol, sodat hy beroemd was onder al die nasies rondom. En hy het 3000 spreuke uitgespreek en sy liedere was 1005. En hy het oor die bome gespreek, van die seder op die Libanon tot die hisop wat teen die muur uitspruit. Ook het hy gespreek oor die vee en oor die voëls en oor die kruipende diere en oor die visse. Van al die volke het hulle gekom om na die wysheid van Salomo te luister, want al die konings van die aarde, wat van sy wysheid gehoor het. Ons lees net tot daar vanuit Konings. Dan blaai ons bietjie verder na die Nuwe Testament, 1 Filippense, en ek gaan daar 'n kort gedeeltjie lees. Filippense 1 vanaf vers 19. Paulus sê: want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek, volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek in niks beskaamd sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. Want ek word van weerskante gedring. Ek het verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly is nodiger om julle ontwil.
En dit vertrou en weet ek dat ek sal bly, ja, saam met julle almal sal bly, tot julle bevordering en blydskap in die geloof, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid weer by julle. Ons lees net tot so ver vanoggend saam. Daar's 'n paar name wat 'n mens dadelik sal erken as iemand dit noem. En dis die name van mense wat so bekend was deur die geskiedenis, dat die hele mensdom vertroud is met wie hulle was. Mense wat in sommige gevalle honderde jare later steeds beskou word, of as besonders beskou word vir dit wat hulle gedoen het en vir die mensdom beteken het en vir ons bygedra het. Dis natuurlik name soos die van Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, en dalk meer onlangs vandag, al is hy ook oorlede, Stephen Hawking. Al hierdie manne was verskriklik slim. En deur hulle bydraes het hulle in sekere opsigte die manier verander van hoe die mens na die wêreld kyk. Hoe ons die werklikheid rondom ons verstaan. Die impak wat hulle op die wêreld gehad het, was baie groot. Maar nou was daar 'n man in die geskiedenis wat baie lank voor hierdie manne geleef het. 'n Man wie se bekendheid vir sy wysheid nou al meer as 3000 jaar duur. En dit uit die aard van die saak weet ons. Dis die wyse Salomo. Verse 29 en 30 van 1 Konings 4. God het aan Salomo wysheid gegee en 'n baie groot verstand en 'n ruimte van insig soos die sand wat aan die seestrand lê, sodat die wysheid van Salomo groter was as die wysheid van al die kinders van die ooste en as al die wysheid van Egipte. En daardie wysheid lees ons in die woord dat hy ook gebruik om 'n groot impak op die wêreld te maak. 3000 spreuke geskryf. 1005 liedere gedig. 'n magdom wysheidsliteratuur wat die bydraes van die sogenaamde slim mense vandag amper na kantaantekeninge laat lyk. En die uitsprake wat Salomo gelewer het alle fasette van die werklikheid wat die mens geken het beslaan. Ons lees uitgeskryf oor die bome, oor die vee, oor die voëls, oor kruipende diere, selfs oor die visse, oor alles wat God geskaap het Salomo wysheid gehad. En daarom dan, soos ons lees, was hy beroemd onder al die nasies rondom. En van al die volke het hulle gekom om na die wysheid van Salomo te luister, van al die konings van die aarde, wat van sy wysheid gehoor het. Maar ons moet baie versigtig wees. Ons moet versigtig wees om nie 'n fout te maak hier wat ons so maklik eintlik kan maak nie. Want ons moet verstaan wat wysheid in Bybelse terme beteken, want dit is nie dieselfde as net 'n besondere intellek, soos wat die ander manne beskik het waaroor ons gepraat het nie. Salomo was ook slim, ja. Maar hy was wys. Nou mense in Bybelse tye, soos wat ek so kortliks genoem het wysheid beskou as die vermoë om die lewe so te verstaan, dat jy 'n vrugbare en 'n suksesvolle lewe kan lei,
en al die slaggate wat die lewe vir jou bring, so ver as moontlik te kan vermy. 'n Wyse persoon was iemand wat die skepping verstaan het, wat in staat was om te leef ooreenkomstig die reëls van die skepping waarin hy leef. Dit was 'n praktiese lewensvermoë gebaseer op 'n begrip, op 'n verstaan van hoe die lewe werk. So dit het bestaan uit die twee aspekte wat ek genoem het toe ons die wet gelees het, 'n intellektuele aspek en 'n praktiese aspek. 'n Insig en 'n begrip in hoe die skepping werk en aan mekaar steek en die werklikheid lyk waarin ons leef, maar dan ook die vermoë om jou lewe so te rig dat jy 'n suksesvolle, 'n godsvrugtige lewe in hierdie skepping kan lei. Dit is wat hulle as wysheid beskou het. Nou as ons eerstens kyk na die eerste aspek, waar dit gaan oor die intellektuele, die teoretiese aspek van wysheid. Die manier waarop ons alles van die lewe rondom ons verstaan, die son, die maan, die sterre, die wolke en die lig, die golwe van die see, alles wat ook asemhaal, mens en dier, dan is daar vir ons as kinders van God net een manier om daarna te kyk. Dit is alles aspekte van die skepping wat God geskaap het. Dit is die skepping van God, die Skepper. Alles wat ons sien, alles wat ons ken, alles wat ons ervaar, is deel van God se skepping. En as Skepper besef, of dit behels dit natuurlik die besef ook dat God bo die skepping staan. Hy is nie gebonde aan die reëls, aan die wette wat hy geskaap het nie. God staan bo die seisoene, want hy het tyd geskape. God staan bo die kragte en die verandering wat ons rondom ons sien, want hy het die natuur daar gestel. God staan bo die groei en die verloop van die lewe, want hy het lewe geskenk. Hy is Skepper, bo die skepping. En vanuit sy woord weet ons, hy het alles ordelik geskape, elke dingetjie op sy plek, met sy rol vir sy tyd. Alles wat bestaan pas in die skepping op die manier wat God bepaal het dat dit moet. So alles verloop, alles bestaan op grond van die orde wat God daarvoor daar gestel het. En nou weet ons as rentmeesters, of ons as mense is geskape as rentmeesters van daardie werklikheid van God se skepping. So ons staan in 'n baie spesifieke verhouding teenoor God, die Skepper, en teenoor die wêreld rondom ons, die skepping, soos wat God bepaal het dit moet. So om die skepping te verstaan, die intellektuele deel van wysheid te besit, moet jy besef, jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou Skepper, en jy het 'n verantwoordelikheid teenoor die skepping. Wysheid is 'n besef van die manier waarop die verhouding tussen Skepper, skepsel en skepping moet verloop. En nou moet ons vir mekaar sê, sonder om God as Skepper te erken, kan jy daarom ons nie wysheid beskik nie.
sonder om die werklikheid as skepping van God te sien, kan daar mos nie wysheid wees nie. En sonder om die mens se verantwoordelikheid teenoor God en die skepping te verstaan, kan daar ook nie wysheid wees nie. Salomo was wys omdat hy na die lewe gekyk het vanuit die oogpunt van die verhouding tussen God, mens en skepping. Hy het besef, die skepping funksioneer volgens die manier wat God bepaal het, dit moet funksioneer. En daarom moet 'n mens sy lewe rig ooreenkomstig die raamwerk wat God vir sy skepping daargestel het. Mense, ons leef in 'n werklikheid wat God gemaak het. Ons leef volgens natuurwette en lewensreëls wat God bepaal het. En daarom kan jy nie begin om dit te verstaan as jy nie God ken nie. Salomo was 'n wyse man, nie omdat hy goed was met wiskunde of wetenskap, nie omdat hy slim was met uitvindings of kuns en sy kulturele bydraes nie, maar omdat hy God as skepper van die skepping waarin hy geleef het, geken het. Daarom was Salomo 'n wyse man. Nou die tweede aspek, of die ander kant van die muntstuk, is die prakties van wysheid. Die begrip van hoe die wêreld werk, hoe God se skepping aan mekaar steek, moet prakties in jou lewe inslag vind. Eenvoudige voorbeeld. Gravitasie is 'n feit, dis nie 'n keuse nie. Gravitasie is 'n wet daar gestel deur ons Here, nie bepaal deur mense nie. Jy weet as jy van 'n hoë plek afval, gravitasie jou gaan grond toe trek en dat jy gaan seer kry. En daarom as jy op die dak klim om iets te doen, tref jy voorsorgmaatreëls, juis om nie te val nie. Kennis, begrip van hoe die wêreld werk, hoe die skepping aan mekaar steek, wat maak dat dit jou optrede bepaal. Net so as jy wil eet, moet jy werk. Jy moet op die regte tyd van die jaar saai as jy later wil oes. Jy moet vroeg genoeg bed toe gaan as jy nie die volgende dag op jou lesenaar by die werk aan die slaap wil raak nie. Reëls daar gestel vir die skepping wat bepaal hoe ons optree en wat ons doen. Maar nou het ons vir mekaar gesê, die raamwerk van God se skepping is baie meer as net wette. Dit behels ook 'n verhouding. Daar's reëls ten opsigte van die mens se verhouding met God, met die skepping en met sy medemens. Byvoorbeeld, die kinders wat hier is, as jy môre by die skool jou maatjie se hare trek, gaan hy of sy vir jou kwaad wees. Broers, as ek elke tweede aand by die golfklub vashak, nie my verantwoordelikheid by die huis nakom nie, gaan my vrou vir my kwaad wees. As ons as ouers nie ons kinders se sport bywoon nie, gaan hulle voel asof ons hulle afskeep, nie vir hulle lief is nie. En daarom is daar sekere reëls ook daar gestel vir die wyse waarop ons in wysheid ook teenoor mekaar moet optree. Beginsels waardeur ons die mense rondom ons in ag neem, waardeur ons mekaar beskerm, help, ondersteun, beginsels waardeur ons in liefde met mekaar saamleef.
En dan buite in die verhouding tussen ons en die skepping en ons en ander skepsels, dan natuurlik die verhouding met ons Skepper. As skepsels van God is daar implikasies in ons lewens ten opsigte van wat ons moet doen teenoor hom wat ons geskaap het. Ons kan nie onverantwoordelik staan in ons optrede teenoor ons Skepper nie. As ek soek na dinge wat ek wil hê, as ek net my eie kop volg, as ek optree soos wat ek voel, en nie soek na God, die Skepper van my lewe se wil vir my lewe nie, dan kan ek mos nie kla en ongelukkig wees as my plannetjies in sy skepping nie uitwerk nie. Salomo se wysheid het daarin gelê dat hy besef sy begrip van die heelal, van die werklikheid, in terme van sy verhouding met God, mens en skepping, moes inslag vind in die manier waarop hy optree, in die manier waarop hy lewe. Dit kom neer op die verstaan van hoe God die skepping geordineer het en hoe 'n mens moet leef in sy skepping ooreenkomstig dit. Sonder die Skepper kan die skepping nie verstaan word nie. En sonder die Skepper kan 'n mens nie suksesvol in die skepping leef nie. En met suksesvol bedoel ek godsvrugtig. Nou ons weet Salomo het hierdie wysheid ontvang toe God na hom toe gekom het en hom gevra het wat hy graag sou wil hê met sy koningskap. En ons lees hy kon enigiets gevra het. Hy kon gevra het vir die skatte van die wêreld, vir beroemdheid onder die nasies ensovoorts. Maar in die vorige hoofstuk in 1 Konings 3 vers 9 lees ons wat hy gevra het en luister mooi na die woorde wat Salomo gebruik. Gee dus aan u knegt 'n opmerksame hart om reg te spreek oor u volk, om tussen goed en kwaad te onderskei, want wie sou hierdie talryke volk van u kan regeer? Gee aan u knegt 'n opmerksame hart. Nie verstand nie, nie intellek nie. 'n opmerksame hart. Salomo het besef, wysheid is nie kopkennis nie. Dis nie iets wat ons in ons verstand vind nie. Dis iets wat vanuit die hart voortvloei. Want 'n hart wat nie God se werking in die skepping kan sien nie, 'n hart wat nie vra na God se hand in jou lewe nie, 'n hart wat nie God se plek as skepper wil erken nie, so 'n hart kan nie lei tot 'n lewe van wysheid nie. Want sonder die Skepper is daar nie wysheid in sy skepping te vind nie. Wysheid is 'n saak van die hart. En dit bring ons by ons Here Jesus Christus. Sonder Christus, broers en susters, is 'n hart wat God se hand in die skepping sien, eenvoudig nie moontlik nie. Sonder Christus is 'n hart wat soek na die Skepper nie moontlik nie. Sonder Christus is 'n lewende verhouding, 'n lewe saam met jou Skepper nie moontlik nie. Sonder Christus
is daar nie wysheid nie. Dis wat Paulus bedoel het, toe hy gesê het wat ons gelees het, my lewe is Christus. Ons leef in 'n tyd wat baie vrae bring. Wat gaan word van ons land met die keuses wat gemaak word? Hoe lank gaan ons ekonomie staande bly? Hoe gaan ek my kinders deur die universiteit kry? Wat gaan word van ons kerk met al hierdie belaglike wette wat hulle beplan? Wat gaan word van ons gemeente? Wat gaan word van ons familie? Baie vrae, baie onsekerhede. En mense probeer antwoorde op al hierdie vrae kry deur middel van intellek, deur begrip, deur te probeer verstaan. Maar hulle doen dit deur op net die skepping te fokus. En nie vir 'n oomblik aan die Skepper te dink nie. Christus het vir elkeen van ons, vir elkeen van sy kinders 'n hart betaal en 'n hart geskenk wat weer soek na die Skepper. Wat luister na sy verordeninge in sy skepping. ‘n hart wat in ware wysheid kan lewe. So ons kan nie meer na hierdie dinge kyk vanuit 'n wêreldse perspektief nie. Ons kan nie vashak by die skepping nie. Ons moet terugkeer na ons Skepper. Moet terugkeer na ons Verlosser. Want ons kan nie antwoorde bied op die verkeerde dinge van die lewe vanuit 'n verkeerde perspektief van die lewe nie. Die skepping kan nie sonder sy Skepper benader word nie. Dit het Salomo besef. Dit het God in Christus vir elkeen van sy kinders moontlik gemaak. En dit moet ons uitgangspunt wees as gelowige kinders van ons Here, as gemeente van Christus. Dit moet ons uitgangspunt wees vir alles wat ons aanpak. Want sonder die Skepper is wysheid nie moontlik nie, en sonder Christus is wysheid nie te vind nie. Soos God vir Salomo wysheid geskenk het, het hy ons daai wysheid gegee in ons Here Jesus Christus. 'n hart wat soek na hom, ons Skepper en ons God. 'n hart wat luister na sy verordeninge vir sy skepping. 'n hart wat hom in Christus Jesus leer ken het. Dit broers en susters, is wat ware wysheid is. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Here, groote God, U is die begin en die einde van ware wysheid. En daarom is daar net by U wysheid te vind. Alles wat ons is, wat ons het, wat ons bereik, slegs te danke aan wie U is, aan wat U ons geskenk het en wat U vir ons gedoen het. Saam met Paulus wil ons vanoggend getuig, ons lewe is Christus. En dat alle roem, alle eer U toekom, en wanneer ons roem, roem ons in die Here. Here, ons besef, net omdat U dit vir ons in wysheid ook openbaar het, dat die dinge wat so oor ons pad kom, gebruik U om ons ook in wysheid en geloof te laat groei. En daarom is dit soms nodig
dat ons soos goud en silwer deur die vuur moet gaan om gereinig te word. Dat wanneer mense na ons kyk, ons so suiwer is, dat hulle nie meer ons sien nie, maar die refleksie van ons Here. Die grootste gevaar en die grootste teestander van wysheid is en bly natuurlik die eie ek. Daar waar ons sonder wysheid leef, sonder U probeer te werk gaan in U skepping. Here, ons bid en vra, wys ons in genade daar waar ons die geleentheid het om in wysheid te groei, maar om ook U wysheid om Christus in ons lewe te verkondig. Help ons, o Here, om hierdie week al die saadjies van wêreldse wysheid uit te roei, en dat ons almal, dat ons gemeente 'n gemeente van ware wysheid, 'n gemeente van Christus sal wees en sal vertoon. Want U alleen kom toe alle lof, alle heerlikheid tot in ewigheid. Amen.